J-Math. So hierdie is faktorisering se toets 3. Hierdie ene het ongelukkig baie somme in wat jy eers na graad 9 kan doen. So vir al die graad 9 viewers, doen maar net daai 3 wat nie die pers sterretjies by het nie en kyk hoe dit gegaan. Maar vir die ander van julle, asseblief probeer die hele ene en dan kan jy merk aan die einde om te sien hoe dit gegaan. As jy dan 'n foutjie optel, skiep terug in die video en kyk dan hoe ons dit gedoen het. Sterkte julle. Vraag 1. As ek kyk, daar is 'n gemeenskaplike faktor van x kwadraat wat ek kan uithaal. So x kwadraat en dan bly daar oor 1 min x kwadraat. Ek moet altyd kyk of ek dalk weer kan faktoriseer. So die x kwadraat bly daar, maar hierdie hakkie is verskil van vierkante, so 1 min x en 1 plus x. Daai is die finale antwoord. Nou, vraag 2. Gemeenskaplike faktor. Altyd. Hierso kan ek 'n 2 uithaal. Wat oorbly is dan 8y tot die mag 3 minus p tot die mag 6. Daai lyk soos verskil van vierkante, maar 8 is nie 'n vierkantsgetal nie en y3 ook nie. So dan gaan ek kyk, is dit dalk verskil van derde magte en yes, dis presies wat dit is. So die 2 bly daar, klein hakkie, groot hakkie. So as ek kyk wat die derde magswortel van 8y tot die mag 3 is dit 2y. Teken bly dieselfde en daai word dan net p kwadraat. Om die groot hakkie te kry, kwadreer die eerste een, so 4y kwadraat, maal die twee terme, maar verander die teken, so dit word plus 2y p kwadraat en dan altyd 'n plus en kwadreer die laaste ene. Daai is dan my finale antwoord. Vraag 3. So weer eens kan ek toets vir verskil van vierkante. Dit gaan nie werk nie, 1 2 5 is nie 'n vierkantsgetal nie, maar derde magte gaan werk. So in hierdie geval my klein hakkie gaan dan wees 6 minus 5 x. Ek gaan daai deel met 3, so x2 y3. Dis my klein hakkie. Groot hakkie gaan dan wees kwadreer die eerste een, maal hulle, maar verander die teken. So 30x kwadraat y3 en dan altyd 'n plus en kwadreer die laaste ene 25 x4 y6. Ons daai lekker triekie ene daar. Dan vraag 4. Ek gaan kyk, kan ek dalk gemeenskaplike faktor uithaal? Ek kan 'n paar goeders uithaal hierso, maar daai agterste hakkie is nie vir my in die regte volgorde nie. So ek gaan hom net eers gou gaan reg skryf. So die begin bly presies dieselfde. Daai word 'n minus 36 en daai word dan y minus 1. So nou, wat kan ek uithaal? Ek kan 'n 4 uithaal by almal en ek kan daai hakkie uithaal. Okay, wat bly oor? X kwadraat minus 9 bly oor. So vir my finale stap moet ek dan weer verskil van vierkante doen vir die laaste hakkie. So x min 3, x plus 3. Daar's hy. Nou is daai som klaar. Vraag 5. So hierso gemeenskaplike faktor. Ek kan 'n 3 uithaal. Wat oorbly? 2a kwadraat plus a min 6. Okay. So omdat die a kwadraat iets voor hom het, is hierdie 'n moeiliker 3 term. So ek gaan kyk 1 maal 2 of 2 maal 1 en aan die ander kant 1 maal 6 of 2 maal 3. Nou, ek moet 'n kombinasie kry wat as ek hulle aftrek, gee dit vir my 'n positief 1. En in hierdie geval gaan ek hierdie ene vat. So dan hierdie is trial and error. Jy toets totdat jy by dit uitkom. Maar as ek daai 2 maal en as ek daai 2 maal, gaan dit vir my gee 'n 4 en 'n 3. En as ek hulle aftrek, kom ek by 1 uit. So dis hoe ek weet dis die regte kombinasie. So om my finale antwoord te skryf, gaan ek dan die boonste 2, so die 1 en 2 gaan in een hakkie gaan. So hierdie word 1a en dan 'n 2 en by die ander ene gaan die onderste 2 wat ek gekies het gaan dan daarin gaan. So daai is 'n 2a en 'n 3. Nou moet ek net kyk na die tekens. So die grootste kombinasie, die 4 moet 'n plus kry en ek het dit gekry toe ek die 2's met mekaar gemaal het. En dan die ander ene moet 'n minus kry om by positief 1 uit te kom. So dan gaan daai 'n minus wees. Ons hy, nou het ons weer so een. So kom ons kyk gou hoe dit gaan. In hierdie geval kan ek 'n 2 uithaal gemeenskaplik. So 3x kwadraat minus x minus 10. Ja, nou kan ek die faktorpare gaan neerskryf. So daai is 1 maal 3 of 3 maal 1. Hierdie is 'n 1 en 'n 10 of 'n 2 en 'n 5. Nou so kyk die kombinasie wat as ek dit aftrek, weer eens moet dit vir my 'n 1 gee. En in hierdie geval is dit daai ene en daai ene. Want as ek dit maal, die 3 en die 2, dan gee dit vir my 'n 6 en die 1 en die 5 gee vir my 'n 5. As ek dan sê dit is minus 6 plus 5, kom ek by minus 1 uit. So dit is dan die regte kombinasie. So die boonste 2 gaan in die eerste hakkie en die onderste 2 gaan in die volgende hakkie. So ek gaan dan sê dit is 1x en ek weet die 2 gaan saam met hom en hierdie ene is dan 3x en die 5 gaan saam met hom. Nou vir die tekens, ek wil hê die faktorpaar wat vir my 'n 6 gegee het, so daai 2 moet in minus wees. So ek gaan die minus daarso sit en dan die faktorpaar wat vir my 5 gegee het, moet 'n plus kry. Daar's hy julle, dit is dan die antwoord vir vraag 6. Okay, vraag 7.
So ek kan sien ons meer as 3 terme, so hierso gaan ek groepering moet doen. Maar hierdie is een van jou moeiliker groeperingssomme, want ek kan nie 2 saam sit om 'n selfde hakkie te kry nie. So pas sop vir hierdie ene. Hulle is gemaak om jou uit te vang. So wat hier gaan gebeur is, ek gaan die x² het nie 'n maatjie nie. So ek gaan hom heeltemal op sy eie los. Maar die ander is in die formaat van 'n 3-term. So ek gaan eers die 3-terme oplos en dan kyk of ek dalk 'n gemeenskaplike faktor of ander faktorisering kan doen. So eerste ding wat ek gaan doen is ek gaan daai minus uithaal wat voor die a² is. So ek gaan sê 16x² op sy eie. Hier sal ek 'n minus uit en dan bly oor a² min 2a plus 1. Dit is dan actually 'n 3-term en dit is dan die maklikste 3-term wat jy gaan kry, want daai is net 'n a en 'n a, daai is net 'n 1 en 'n 1. Die tekens is dieselfde en albei is minusse. Nou kyk mooi, dit kan ek gaan oorskryf as minus hakkie a min 1 kwadraat en dit gaan dit dan verskil van vierkante maak. So groot hakkie, dit word dan 4x minus a minus 1 en dan my volgende groot hakkie word dan 4x plus. So daar is my plus minus a minus 1. Ons hy. En dan vir die finale antwoord moet ek net daai minus en plus in die hakkie inmaal en dit als word dan klein hakkies. So 4x min a plus 1 en vir die ander ene 4x min a min 1. Daai is dan die finale antwoord. OK. Soos ek sê, daai is jou moeilikste faktorisering kombinasie. As jy hom nog nooit raak geleer het of raak gesien het in toetse nie, gaan hy jou regtig omver kan gooi in 'n toets. So asseblief memoriseer hom. Hoe weet ek is daai ene? Want die x² het nie 'n maatjie by enige van die ander terme nie. So dalk moet ek hom isolate en dan 'n 3-term doen met die ander. Kom ons merk gou-gou. Vraag 1 tel 3 punte. Ek gaan 'n punt kry omdat ek die x² uitgehaal het en dan 'n punt vir elke hakkie. So vraag 2 is 4 punte. Weereens ek kry 'n punt omdat ek die 2 uitgehaal het. Dan kry ek 'n punt vir die klein hakkie en dan omdat die groot hakkie se formaat heeltemal reg is, gaan ek nog 2 punte kry. Vraag 3 tel 4 punte. So ek gaan 'n punt kry omdat ek die regte derde magswortels gekry het en dan omdat my laaste hakkie se getalle en formaat heeltemal reg is. Partykeer gaan hy net 3 tel, maar in hierdie toets was hy nou 4 punte gewees. Vraag 4. Hy tel 5 punte. Jy gaan 'n punt kry omdat jy die tekenverandering gedoen het, dan omdat jy die regte gemeenskaplike faktor uitgehaal het en dan die regte waardes in daai hakkie gesit het. Dan jou ander 2 punte gaan jy kry omdat jy die 4 en die y min 1 saamgevat het en dan omdat jou verskil van vierkante reg is. So baie keer gee hulle vir jou punte omdat jy nie iets verander het nie. Want baie mense vergeet om daai 4 af te vat en hulle fokus net op die verskil van vierkante. Moenie dat dit jy wees en dan kan jy actually die antwoord kry, maar jy het net vergeet om iets te skryf en dan gaan jy ook punte verloor. OK, vraag 5 tel 3 punte. Ek gaan 'n punt kry omdat ek die regte faktor uitgehaal het en dan my hakkies korrek is. Selfs met vraag 6, gemeenskaplike faktor en omdat jy 2 hakkies reg is. Vraag 7. Hierso gaan ek 'n punt kry omdat ek die 3-term reg geïdentifiseer het en daai minus uitgehaal het. Dan gaan ek 'n punt kry omdat ek die 3-term reg gedoen het en reg geskryf het. Dan kry ek 'n punt omdat my verskil van vierkante reg is en 'n punt omdat my finale hakkies reg is. So partykeer kan daai som selfs nog 'n ekstra punt tel omdat hy so moeilik is. Dan sê julle dit was die derde toets van faktorisering. Hy het uit 26 uitgetel. Hoeveel het jy gekry vir hierdie toets? Laat weet my asseblief. En dan overall, as jy die 3 toetse saamvat, hoe dit gegaan? Voel jy verstaan faktorisering of moet jy dalk nou nog 'n paar video's kyk of net dit weer oorkyk om seker te maak jy kan 'n bietjie touch-ups doen en dat jy reg is vir alles wat voor lê in die ander grade? If this video helped you, please like and subscribe. JJ Math.